Hy is een bondel energie. Dit is Pedro Creer en wat 'n voorreg om hom hier in die ateljee te hê. Die ligte is sommer helderder. Ek dink is die bles wat dit deurkaats. Hoorie, ek en jy het baie dinge in gemeen, maar die een ding wat ons ook in gemeen het, is dat ons albei kinderkoor gesing het, né? Ja. Jy was deel van die Tygerberg kinderkoor, so jy was van kleins af 'n performertjie. Ag ja, van kleins af gesing en geperform en ja, gelukkig die voorreg gehad om blootstelling te hê. Ja. Ouers gehad wat my blootgestel het en eintlik toe ek in Sabee was wat graad 2 is, het my ma my gevat na Tygerberg kinderkoor uitvoering. En toe ek ons terugry in die kar daai aand, toe sê ek, mamma, papa, ek gaan in daai koor sing. En dit sou eers 3-4 jaar later gebeur, maar ja, en jy sal weet die voorreg en die dissipline en al die geskenke wat kom om deel van so 'n koor te wees, want ons het oorsee getoer en gewen in 1984 om te wen in Wenen. Ja. Sien dis omdat jy deel van die koor was. Nee, ek dink nie so noodwendig nie, maar dit is net, ek dink dit is die dissipline en Henny Look wat absoluut 'n meester is, 'n legende is en ek sê altyd dankie vir die fondasie, want of dit nou koorsang het, so ek dink maar die dissipline en die passie wat ek daar geleer het, was die fondasie vir die res van my loopbaan en my lewe. Daar's nie baie jong mense wat kan sê dat hulle so vroeg al met Ian Roberts op reis of op toer gegaan het met die Koggelaar nie. Jy was wat in standaard 6 en toe jy al op die verhoog met hierdie groot name in die bedryf. Ja, die eerste een was standaard 6 was Vila se kind. Met die lieflike bless her soul Charlene City Richards en toe die jaar daarna was Koggelaar met Ian Roberts en Brumilda wat ek toe op toer was. En dit was nogal interessant vir verskeie redes, want ewe skielik jy's 'n kinderakteur, maar hulle hanteer jou net soos nog 'n mens. En dit was altyd vir my so wonderlik om te weet dat ek was 14 toe Ian Roberts my geleer body surf toe ons in Durban gespeel het, wat ons vir 3 weke in Durban gewees. Speel in die aande, so in die dag gaan ek saam met Ian Roberts en Brumilda strand toe en dan body surf. So dit was ongelooflik, maar ek dink die grootste ding wat ek geleer het daai tyd by hulle is dat dit is net 'n werk. Dit is nie out there en verstaan jy's dramaties en dit is 'n werk en jy's 'n dissipline en ek dink dit was 'n baie groot voorreg om daai tyd so jonk op 14 jaar ouderdom daai lesse te leer. Jy sê nou dit is net 'n werk en dit is so, maar tog, weet, want jy het oorsee gaan speel met live, normality soos dit toegenoem is, so jy in Engels vertaal het. Maar as jy koerant opskrifte lees of wat sê it's mesmerizing and it's a tour de force and it's excellent, kom aan, dit moet tog maar iets doen aan ou Pedro se hart. Ja, jy sien, mens doen dit van 'n goeie plek af, maar soos enige iets wil jy iets goed doen, en jy wil hê dat mense moet net sê dit was goed. Jy soek nie noodwendig die accolades en die staande ovasies en die opskrifte wat nou al dit sê en die pryse nie. Maar ja, ons is ook maar net mens en of baie mense is by Efficient Wealth, soos Davie, en dan is daar op die makelaar van die jaar en dit is so half 'n ding sê jy's goed. En in ons werk is dit nou weer 'n ding van ja, ons sien jou raak en wat jy doen, die tyd wat jy insit, die energie wat jy insit en jou werksetiek. Ek dink dis die belangrikste, jou werksetiek word raak gesien. En ja, dan is dit baie lekker en ook veral oor see, want ons het hierdie verskriklike kompleks, ons bly in Suid-Afrika en ons is so minder en ons moet net en dan gaan speel jy oor see. Ek was in Broadway in Londen en Edinburgh en dan kry jy al hierdie accolades en jy kry al hierdie wonderlike dinge, dan dink ek, okay, ons hoef nie terug te staan vir enige iemand in die wêreld nie. Ja, so ons kan ook deel wees van die wêreld se verwag. So ja, Suid-Afrikaners, en dis wat ek vir die jong klomp ook nou sê, moenie terugstaan vir nie, ons is daar. Ons gaan nou verder praat oor waar jou werksetiek jou gebring het, want daar was maar groot suksesse gewees. Ek gesels verder met ons wonderlike gas, Pedro Creer. Ek weet nie of julle kan sien, maar hier is 'n volstruis hier op my rok, op my linkerbors, né? Die volstruis is spesiaal vir Pedro. Dankie. Ons gaan KAK. Want jy gaan KAK toe. En dit is 'n grootte wat jy vier by die KAK. Dit is 40 jaar in die bedryf, ja, maar ook 25 jaar van julle teatermaatskappy, jy en Henny van Green en Wordsmith. En dan ook jy het ons 7 jaar laat wag voordat jy weer by die KAK gearriveer het met so 'n wonderlike produksie. Vertel net vir ons van al hierdie
groot mylpale. Hoe voel jy daaroor? Behalwe oud, want jy is nie oud nie. Ja, ek voel verskriklik lekker, want dit is altyd lekker om goed te vier en die geleentheid te kry om te vier. En werk dit nou net so uit dat my 40 jaar in die bedryf, Wordsmith Theatre Factory, ons teatermaatskappy, wat al die jare teaterproduksies, televisie doen, 25 jaar is, en nou vir die eerste keer in 7 jaar gaan ons terug met Annie en Helen by die KAKNK. En dit is 'n mooi produksie, 'n groot produksie, en dit is lekker om terug te gaan. Ek wil nie sê dis ons comeback show nie, maar dit is so half, ja, ons gaan nou weer terug KAKNK toe, en dan gaan ons al die feeste doen, Suidooster en Vrystaat en Aardklop en Woordfees. Maar ja, dit is 'n jaar van viering, en hoekom vier ons dit nie met 'n lekker groot produksie nie? En ook spesiaal, want jy dink ek was die eerste ontvanger van die KAKNK se Slurpieprys wat 'n kar destyds geborg. Ek dink dit was hier in die 90s, vir die beste nuweling. Die Decat Slurpieprys word elke jaar toegeken aan die beste nuweling. In 1998 was ek die heel eerste keer as 'n solo kunstenaar by die fees met my blou gat. Henny van Green het geskryf, Shirley Ellis het die regie gedoen, en ons het maar net gegaan en gehoop die mense gaan daarvan hou, en hoop ons maak genoeg geld dat ons om net petrol het om terug te gaan. Daai tyd het ek nog gewerk in die korporatiewe wêreld. Henny was 'n onderwyser, en toe ewe skielik toe vra hulle vir ons, kan julle asseblief môre aand by die Decat funksie wees, en ons weet nie waaroor dit gaan nie, en ewe skielik sê hulle die Decatprys vir die beste nuweling is toe ek vir my spel en Henny van Green vir sy teks, en dit, ek dink dit is dit alles het gebeur van toe af. Toe het deure oopgegaan, en dit was net ongelooflik. Nou kom gou vinnig terug na Annie en Helen toe, hierdie aangrypende storie van Helen Keller. Nou, maar daar is baie aangrypende stories in die wêreld. Hoekom juist hierdie storie vinnig? Wat Annie en Helen, daar was al baie geskryf, daar was al flieks, daar was al teaterproduksies. Wat Henny gedoen het, hy het die Helen Keller storie vertel, geskryf, maar dis Annie en Helen. Het gaan oor die verhouding tussen Helen Keller en Annie Sullivan, wat haar juffrou was. En dit kyk eintlik na die verhouding tussen hierdie twee, en ook die gesindinamika. So dis die 5 mense, dis Bianca Flanders, Sintyn wat Annie speel, Stiaan Bam wat die pa speel van Helen, Elden van der Merwe wat haar broer speel, en dan die jong 13-jarige Judy van Akiro Durbanville wat net briljant is. En dit kyk na die verhouding, en eintlik wat hierdie juffrou moet ingebring word, is om hierdie kind net 'n taal te leer, om net 'n woord te kry van 'n kommunikasie, maar kyk ook na die verhoudings van 'n gestremde kind binne in 'n gesinsdinamika, van hoe werk pa en ma met 'n gestremde kind, hoe werk die dinamika met broer en kind, om 'n broer of 'n suster te wees, want dit is altyd, en so dit is ongelooflik, dis die Helen Keller storie, maar dit gaan meer oor die verhouding tussen Annie en Helen, en hulle pad van mentorskap, om op die ou einde amper soos 'n dak wat oopgaan, en die einde is net hoendervleis beeldskoon, en true to Henny is dit helende teater. Jy gaan heeltemal anders daar uitstap as wat jy ingestap het. Ons kan nie wag daarvoor nie, regtig iets om na uit te sien by die KAKNK. Baie dankie dat ek met jou kon gesels. Jouw land, Pedro, is mijn land. Ag, wie jy, die talent daar in ons land, wie jy. Ja, en Stef Bos. En Stef Bos ook. Ereburger, Suid-Afrikaanse burger. Ja, hy is dan maar wonderlik. Hy is net fenomenaal. Vertel ons 'n bietjie van klavierkuiers, want dit lyk vir my nou ietsie wat vir my lekker sal wees. Ja, dit was altyd 'n groot droom vir my om my eie geselsprogram te hê, maar 'n unieke aanslag. En toe het ek besluit, maar ek wil baie graag sangers, en ek speel klavier, en ek wil met hulle praat, maar ek wil sangers vier, se lewe vier, en hulle loopbane vier, terwyl hulle nog lewe. Ja. Ons tyd is baie kort, so ons moet dit doen. En toe het ek besluit, kom ons vier dan jou lewe met foto's en musiek, en toe het dit begin, en ek sit heeltyd by die klavier, ek gesels heerlik met hulle, ons doen ongelooflike goeie navorsing, skryf video's wat ingesit dat ons so 'n bietjie van 'n Oprah moment het, en dan ook en dan sê ons net vir hulle is wonderlik, maar elke keer as hulle 'n liedjie noem, as ons praat oor 'n liedjie, dan sing ons 'n stukkie daarvan. En dan eindig die program altyd met een van hulle wat ek akoesties vir die klavier verwerk het. En dit was 2 seisoene, en ek is baie trots daarop, maar dit was ook een van my hoogtepunte om dit uiteindelik te laat gebeur. Ag, fantasties. Nou maar ek gaan jou vra dat ons
iemand begelei vanoggend wat ook 'n wonderlike kunstenaar is. Ja, en ek wil vir jou sê dit sal nie die eerste keer wees vir my nie. Natuurlijk. Ek het al die voorreg gehad op verskeie kere. En die betrokke ja, sanger. en dit is hoendervleis. Oh, dit is die wonderlikste ding van begeleiding is dat as jy met 'n sanger werk wat jou hoendervleis gee as begeleier. En sy is definitief een van hulle. Dames en here, die nimmerlike, fantastiese, wonderlike Charlene Lakey. As die ren van stof en roet verby is en die rook verdwyn, sal daar in die sterrelose hemel 'n neonboog verskyn. En kyk maar goed, want as jy hom vind, vertel ek vir jou 'n sprookie, my kind, van 'n skatkis met ou kettinge gebind aan die neonboog se punt. Volg hom elke dag oor swart riviere en kyk nie eenmaal om. As jy aanhou stap 10.000 ure, sal jy dalk daar kom. Maar hier moet jy jou nimmer laat bind, want so lui die ou sprookie, my kind. As jy geluk en vrede wil vind, soek die neonboog se punt. Volg hom elke nag oor swart riviere, oor kraanse van beton. Dalk sien jy die land van blou safiere en dalk 'n brokkie son en dalk 'n brokkie son. Man, ek raak skoon bewoe, meisie. Magtig, ek is seker julle by die huis het dit baie geniet. Vlieg met die lugredery wat die nasie bymekaar bring. Vriende, familie en kollegas. Met meer vlugte, meer gereeld na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. Om met Pedro te gesels. Hoor jy julle nou mooi gemaak, hoor. Ja, dit was vir my lekker, dit was vir my hoogtepunt en ek het nog steeds hoendervleis en ek dink die mense gaan nog lank daaroor praat. Weet jy, ons gewone mense, nee, ons is so jaloers op julle mense, met julle talente. Weet jy? Ja, julle moet nie jaloers wees, want julle het julle eie talente en gelukkig deel ons dit met julle en julle deel julle talente met ons, so saam maak ons 'n span. Nee wat. Maar nietemin, as jy nou 'n raad wil gee vir iemand wat nou graag in die vermaaklikheidsbedryf wil ingaan, 'n jong persoon. Ja. Wat 'n raad sal dit wees? Doen wat vir jou passie is, en omdat dit jou talent is, en dan sit jy dit weg in die kas en dan begin jy werk. En jou werksetiek, jou talent gaan jou so ver bring, miskien 5 jaar, jou werksetiek, hoe jy met mense omgaan en hoe jy met mense werk en die standaard van werk wat jy ding, dit gaan jou vat na 40, 60 jaar. Maar iemand wat nou nie baie talentvol is nie, kan hy 'n loopbaan maak in die sê nou maar 'n musiekbedryf. Ja, ek dink daar's 'n plekkie vir almal. Jy moet miskien Jy's vir my baie seker. Nee, ek moet net daaroor dink. Mense moet baie keer net jou niche vind van wat is my spesifieke talent en wat kan ek doen wat iemand anders nie doen nie. So wat is my unieke talent? So ek hoef nie 'n talent te hê soos Dawie nie, maar ek kan miskien ook bietjie sing en miskien kan ek jou rol.
kom ons gaan maar daartoe. Dan is dit jou pad wat jy moet volg. So maar harde werk, werksetiek en hoe jy met mense, ek sê altyd as ons produksies doen en ons doen die regie daarvan en ons werk met ons met mense audisie. Ek sal altyd werk met die ene wat die goeie human is, die ene wat se werksetiek reg is, iemand wat hard werk sonder geite, sonder dramatiese egos. Los jou ego by die ding is en as jou talent dan so 5% minder is dit ook vir my fine. Driehoekie is my verkose instrument. Ek sal dit begelei. Was 'n mark vir jou. Kiro Create. Wat is dit? Kiro Create is 'n passieprojek wat ons al 7 jaar. Dis Kiro se kreatiewe been wat ek en Henny begin het so saam met Kiro. Hulle het ons genader, ons maatskappy Wordsmith Theatre Factory en so dis Kiro Create powered by Wordsmith Theatre Factory en ons kyk na die kreatiewe kind in die Kiro groep. Ons doen verskeie projekte. Dit is alles mentorskap gebaseer. Ons werk net met industriële professionele mense en dis nou sangers, fotograwe, akteurs, filmmakers, fotograwe, mense wat wil musiek doen in studios. Enige ding wat jy kan dink is kreatief. Vir daai kind bring ons 'n mentor. Ons werk met omtrent 15,000 kinders landwyd Namibia en Botswana en ek dink Kiro is op hierdie oomblik die enigste skoolgroep wat regtig investeer in die kreatiewe leerling. En dit is wat ons doen en jy kan gaan kyk op Create se YouTube en Facebook. Daar is ongelooflike dinge en dis mentorskap en dit is wat lekker soos jy sê met die jonges. Ons gee wat ons weet en wat ons ken, want ons doen dit op 'n daaglikse basis, maar ons gee dit vir die kind en wat 'n voorreg om dit vir 'n kind te gee wat op skool gaan. Maar ons het net 10 sekondes minder. Wat is hierdie vroue stemme in jou toekomsplan? Wat vroue stemme vandag? Groot show. Suidoosterfees Artscape Opera Huis by Suidoosterfees. Dis met Corlia Tashay, Edith Plaatjes, Antoinette Kellerman, Leanne van Rooi, 300 massakoor van Kiro, dansers, een groot produksie wat ons die vrou gaan vier en jy moet dit nie misloop nie. Dit is groot en is op die Opera Huis verhoog. Ek en Henny het dit saamgestel en direct. Dit is fantasties. My 10 sekondes is op. Dit was heerlik om saam met jou te kuier. Ek val sommer van my stoel af. Ja, maar ek is jaloers op julle.